Goeiedag en baie welkom hier saam met ons aanlyn. Ons staan aan die begin van 'n nuwe jaar 2026. Wat 'n voorreg om dit saam met die Here en saam met mekaar te kan ingaan en te weet dat die Here is met ons en dat hierdie 'n jaar sal wees. Hierdie jaar behoort aan die Here en dat ek en jy sy wil soek vir dit wat hy oor ons lewens droom en sien. En so ja, my naam is Jacques van Wyk en ek het die voorreg om die span te lei hier by Doxodeo in Auckland, Nieu-Seeland. En die rede hoekom ek saam met jou kuier vandag is dat ons deel is ook van die tuinroete zone en so lekker om weekliks saam met die leiers van al die verskillende kampusse te kan saam kuier en te kan omgee vir mekaar en daar te kan wees vir mekaar. So ek het die voorreg om vandag met jou 'n woord te share en ons is besig met 'n reeks wat ons noem 'n storie van die koning. En dit het begin by Kersdag of so 'n bietjie voor Kersfees. Ons praat oor hierdie koning, die storie van hierdie koning wat gebore is, hierdie koning wat op hierdie aarde gaan wandel het, God wat mens geword het, onder ons kom woon het, gekruisig was, opgestaan het en die feit dat hy aan die einde van die skrif wat ons lees in Openbaring 21 kom en Johannes verduidelik hierdie visie en hy verduidelik wat hy sien en God, Jesus wat actually praat uit die troonkamer uit en wat hy sê, hy wat op die troon gesit het gesê, kyk ek maak alles nuut. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as 'n kind gebore is en dan is dit altyd 'n goeie ervaring en alles is nuut vir 'n mens, maar die eerste woorde wat 'n kind altyd praat, as hulle nou so hier, ek weet nie, so 1 of 2 jaar oud is altyd vir ons baie belangrik, nê. Is jy weet, mamma of pappa en ons altyd 'n bekleierery, wat het hy nou eintlik gesê? Maar daar's ook die laaste woorde van iemand, dink ek is ook verskriklik belangrik. Nou, hierdie is nie noodwendig die laaste woorde van Jesus nie, maar dis die laaste woorde in die skrif, wat ek dink ook so belangrik is, dat ons vir mekaar vra, maar wat beteken hierdie koning, die storie van hierdie koning, en dit wat hy sê, die laaste wat ons beleef, wat hy uitspreek as hy sê, kyk, en daar is 'n belangrike woord, behold, kyk, ek maak alles nuut. En ons wil bietjie vandag oor daai gesels, want ons het begin by die geboorte, maar nou hier, wat sê hierdie koning vir ons? Wat is die effek van hierdie woorde in jou en my lewe? En wat beteken, nou, ek meen, as ons praat oor nuut, en ons het hierdie jaar nogals baie daaroor gesels, want dit is regtig 'n groot konsep wat ons moet verstaan, en moet begryp, want dit kan jou hele lewe verander, maar die woord nuut is so belangrik vir ons, en ons almal hou van nuut, ons almal hou van die nuwe, 'n nuwe huis, 'n nuwe kar, jy weet, 'n nuwe werk, partykeer is baie lekker, is baie goed om te weet, ek gaan by 'n nuwe werk instap, en ek is opgewonde oor dit, 'n nuwe jaar, hier staan ons in 'n nuwe jaar, en ons is opgewonde, want hierdie jaar gaan ons goed anders doen. Ek kyk so hier oor die muur, die afgelope 2-3 dae hier vir my buurman, ewe skielik is daar 'n oefenfiets op sy patio buitekant, so ek sien, dis 'n nuwe jaar, is nuwe oefen, daar's nuwe goed wat in plek is, nuwejaarsvoornemens, nuwe planne, nuwe begin, ons is almal mal oor nuut. En wanneer die Bybel praat, skrif spesifiek praat oor nuut, ons sien altyd oor ons toekoms, en dat hy die nuwe gaan bring, dit gaan nog eendag gebeur, maar eintlik dit is nie wat die Bybel van praat nie, dit gaan gebeur, ons gaan die nuwe sien in sy volheid, eendag as Christus terugkom, maar eintlik gaan dit ook oor 'n werklikheid, wat reeds nou in werking is. As jy daai skrif net weer lees, sê hy baie duidelik, hy sê nie dat ek gaan alles nuut maak nie, hy sê, kyk, ek maak alles nuut. So hy is nou reeds deurlopend, is hy besig en voortdurend besig met hierdie goddelike aksie om alles nuut te maak. Jy sien, God wag nie dat die hemel dinge moet begin vernuwe nie. Hy wag nie dat geskiedenis moet eindig voordat transformasie kan begin nie. Die vernuwing het begin die dag toe Christus in hierdie wêreld van ons ingestap het. Het die vernuwing begin. Nou die vraag wat baie van ons vra, wanneer ons dink aan nuut en ons dink aan dat hy is besig reeds om alles nuut te maak, is as God werklik alles nuut maak en op hierdie oomblik besig is, hoekom voel jy dan partykeer steeds vasgevang in dieselfde patrone, in dieselfde stryd partykeer en dalk partykeer dieselfde teleurstellings, as vernuwing reeds besig is om plaas te vind? Hoekom is jou lewe dan nog nie heeltemal
getransformeer nie. Nou die waarheid oor hierdie hele vraag is die volgende, is dat jy moet verstaan, ek en jy moet verstaan, dat nuutmaking is 'n proses. Transformasie is nie altyd onmiddellik nie. Partykeer is dit vind ons dit in die klein getroue stappe van ons lewens en die besluite wat ons neem, wat in belyning is met sy koninkryk. Partykeer is dit in die bekering, die oomblikke waar ons, as ons praat oor bekering, 'n verandering van ons denke het en ons sê, Here, ek moet anders dink oor goed, want u koninkryk sê ek moet anders dink. Dit gaan oor in ons verantwoordelikhede wat ons neem vir keuses en in die daaglikse werk, om Christus in hom in te groei na 'n plek van volwassenheid. Dis waar ons die nuutmaking beleef, is om die gedagtes van Christus te hê en bewus te wees van sy wil vir ons lewens. Dis wanneer die vernuwing gebeur. Jy weet, dit is net soos 'n rispe wat nie oornag 'n skoenlapper word nie. Jy weet, is God se werk in ons dikwels, is dit stil, is geduldig, ons moet baie geduldig wees, maar is wel deurlopend, is dit besig om te gebeur. En dit laat my dink aan die song Waymaker, nee, as in die bruggedeelte praat hy sê, even when I don't see it, you're working. Hy sê, even when I don't feel it, you are working. You never stop working. En dit is letterlik dit, is dat ons sien dit nie altyd nie. Ons beleef dit nie altyd dadelik nie, maar dit beteken nie dat die Here nie besig is om te werk nie. En dis hoekom ek en jy by 'n plek moet kom waar ons sê, Here, ons moet begin verstaan die manier waarop God alles nuut maak. Hoe doen hy dit? Die manier, wat is die manier wat hy gebruik om dit te doen? En ek wil vir jou so 4 goed gee vandag, wat jy ook saam met jou kan vat in 2026 in. Dis die Here, ek wil beter verstaan. Ek wil my verstand en my gedagtes reg kry vir dit wat u reeds gebring het. Iets reeds alles kom, die nuwe vir ons gebring en laat ons gedagtes belyning kry met wat u wil doen. En nommer 1 is dat die troonkamer, moet ek en jy verstaan, is die bron. Alle nuutheid vloei uit die heerskappy van Christus uit. Hoor mooi wat sê Openbaring 21, waar hy sê, hy wat op die troon gesit het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En dit is so belangrik, ons mis baie keer die posisie van waar Christus is wanneer hy die woorde spreek. Hy sê, hy wat op die troon gesit het. Dit beteken 'n plek van gesag. Dit beteken dat hierdie maak saak vir my en vir jou, want ons is hier besig om te praat oor die koning van alle konings, wat sê, uit 'n plek van heerskappy uit, ek maak alles nuut. Ek maak alles nuut. Hierdie is nie 'n koning wat gereageer het nie. Hierdie is 'n koning wat regeer. Wat sê, kyk, ek maak alles nuut. En toe hy in hierdie aarde ingekom het en kom wandel het op hierdie aarde, het hy nie sy heerskappy gelos daar in die hemel in die troonkamer nie, maar hy het dit saamgebring. Daai heerskappy het hy saamgebring na die aarde toe. En dis hoekom ons lees Matteus 28 vers 18 waar Jesus sê, hy sê alle gesag in die hemel en op aarde is aan my gegee. So hy het gesag in die hemel, in die troonkamer, maar ook hier op aarde. En so hierdie vernuwing van alles vloei uit gesag uit en nie uit chaos uit nie. Dit is nie uit chaos wat nou vernuwing kom nie, maar dit gaan oor die soewereiniteit van hierdie koning wat ons dien en wat heerskappy het oor ons lewens. Baie belangrik as ons dink aan in konstruksie, as jy in konstruksie is en jy moet 'n gebou gaan vernuwe en oordoen. Jy weet, dit gebeur slegs wanneer die eienaar volle regte het op die gebou, dan kan dit gebeur. En net so in ons lewens is dat God vernuwe nie geleende eiendom nie. Ons behoort reeds aan hom en hy vernuwe alles wat aan hom behoort en alles wat aan hom behoort is letterlik alles. Psalm 24 vers 1 sê, die aarde behoort aan die Here en alles daarin. So hy is besig om alles te vernuwe. In ons lewens, om ons, in hierdie wêreld is hy besig. En jy weet, so Jesus het nie gekom net om sonde te vergewe nie, maar hy het gekom om die skepping te herstel en te vernuwe. Luister mooi, onder 'n regverdige heerskappy, want hy is die koning. Tweedens moet ek en jy verstaan
die manier hoe God nuut maak, is Jesus het nie gekom om dinge net beter te maak nie. Hy het gekom om goed nuut te maak. Dit is, hy sê in 2 Korintiërs 5:17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. 'n Nuwe skepping. Hy praat nie hier, Paulus skryf nie hier van ons is 'n verbeterde skepping nie. Hy praat nie van ons is 'n laslap vernuwing van 'n skepping nie, of 'n effens aangepas nie. Hy praat van dat ons is 'n nuwe skepping. 'n Nuwe skepping. En die Griekse woord daar is kainos, wat beteken nuut in kwaliteit, nuut in die natuur, nuut in aard. Dit is nie gedragsmodifikasie, is baie belangrik. 'n persoon skryf, hy sê dit is 'n ontologiese transformasie, en hierdie woord ontologies beteken 'n verandering in jou wese, in jou kernidentiteit. Dit is nie dat jou gedrag verander nie, maar dat jou fundamentele manier van wees, of jou interne aard, actually verander. So daar's hierdie dimensie van die nuwe mens, nuwe jy, nuwe skepping, wat God kom bewerk het deur Christus die koning, en is daar vir ons beskikbaar, is binne in ons moet dit begin uiting gee, ons moet in dit instap en sê, Here, ons gee dit uiting in ons lewens. Dit is die hele proses van metamorfose wat ons baie van ken. Ons ken die wurm of die rispe wat in die kokon ingaan, en dan word dan nou 'n skoenlapper. Hierdie hele proses, en ding is belangrik, is 'n metamorfose, is 'n nuwe skepping wat uitkom. Is nie grimering wat ons weer opplak om 'n bietjie mooier te lyk of nie te lyk nie. Dit word getransformeer. Dis hoekom Romeine 12:2 sê, word getransformeer metamorfose net deur die vernuwing van jou verstand, om jou gedagtes te vernuwe. So as jy hier kan begin anders dink, die vernuwing hier beleef, sal dit begin uiting vind ook in jou lewe, en dit kom uit ons gees uit. Jy sien, metamorfose van 'n rispe is nie, het gaan nie oor 'n rispe wat harder probeer om 'n skoenlapper te word nie, of 'n skoenlapper wat nou ewe skielik beter dissipline het nie. Dit gaan oor die dood en die opstanding van hierdie rispe. Dit gaan oor die dood, hy gaan dood en actually word weer lewend in hierdie nuwe skepping van 'n skoenlapper. Jy weet, ek lees 'n stukkie in hierdie week waar 'n ou skryf, hy sê 'n rispe woon nie 'n skoenlapper klasse by om nou 'n skoenlapper te wees nie. Hy sê dit gaan in hierdie kokon in, en dit hou op om in sy oorspronklike vorm te bestaan. En net so, Jesus het nie gekom om sondaars te help om harder te probeer nie. Hy het gekom om die ou mens te kruisig, hierdie ou sonde natuur van ons te kruisig, en die nuwe mens op te wek, die nuwe skepping van wie ek en jy is. Galasiërs 2:20 sê, ek is saam met Christus gekruisig, dood gegaan. Ek leef nie meer nie, maar is nou Christus wat in en deur my leef. Is dit nie goeie nuus nie? Dit is incredible om hierdie te hoor en te verstaan. Is daar al 'n nuwe dimensie in my lewe vir my beskikbaar is, waarin ek en jy leef. Derdens, die manier hoe Jesus kom nuut maak, is om te verstaan dat hy dit gedoen deur die kruis. Die kruis is die middelpunt van alle nuutheid. Dis die nuutheid waarvan Openbaring 21 praat, is actually gewortel in Golgotha, daar waar Christus gesterf het. Hy sê daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Is om in Christus te wees. Dit beteken dat ons saam met hom gekruisig is. Dit beteken dat ons saam met hom ook opgestaan het in hierdie nuwe lewe. Saam met Christus. Nou, dit is baie belangrik, want nuutheid kom nie oor 'n tydperk nie. Nuutheid gaan oor, jy weet, kom ek sê so, nuutheid kom nie uit die feit dat ek en jy wag oor goeders nie. Dit kom uit hierdie plek uit van die eenheid wat ons het saam met Christus en eenheid met die Vader. Die kruis het die ou menslikheid beëindig en die opstanding van die nuwe mens het dit bewerk. Hoor wat sê Kolossense 1:19, want God was tevrede om alles met homself te versoen. Vrede het hy gemaak deur sy bloed wat vergiet is aan die kruis. Jesus het nie net vir siele gesterf nie, maar hy het gesterf om die kosmos, die alles, te verlos en nuut te maak. Romeine 8:21, die skepping self sal bevry word van sy slawerny en die verrotting wat hy beleef
Jy kan verder daai skrifgedeelte gaan lees. N.T. Wright, 'n baie bekende teoloog, skryf, hy sê Jesus' resurrection is the beginning of God's new creation. Not the end of the old one, but the start of a transformed world. Dit gaan nie net oor net my en jou nie, maar ewen hierdie wêreld is besig om getransformeer te word as gevolg van die kruisiging, die opstanding van Jesus Christus. Die vierde manier wat ons moet verstaan hoe God kom nuut maak, is dat die nuutheid is reeds. Dis nou, maar dit is ook nog nie in sy volheid nie. En dis iets wat ons baie keer as gelowiges mee sukkel, ons verstaan nie altyd dit nie, want ons verwag baie keer dat volmaaktheid en die nuwe en die verandering en die transformasie moet dadelik gebeur. Maar God werk deur proses. Hy werk deur proses. Hy kom met stappe in ons lewens en hoe ek en jy, Engels praat van co-workership, dat ons in 'n vennootskap is saam met die Here rondom ons lewens, in 'n mederwerkerskap, dis eintlik die regte woord, mederwerkerskap saam met die Here. So hy kom wys vir ons en hy kom doen goed in ons harte, maar ons doen en ons stap saam met hom en ons begin goeders verander en ons begin oorgee en ons begin instap en te sien, behold, he's making all things new. So in dit wat ons sien, dink ons anders en begin ons anders te doen in ons lewens. So ons leef altyd met hierdie tension, nee, van dit is reeds besig om te gebeur, maar dit sal ook nog plaasvind. So hy's besig elke liewe dag, soos ons nou gesê het, Waymaker, even when I don't see it, even when I don't feel it, he's working, he's making all things new. Maar wanneer hy terugkom eendag in sy volheid, met die wederkoms, sal ons in die finale dag sal ons sien hoe die volheid van alle nuutheid sal ons dit beleef wanneer hy kom. En ek dink 'n baie goeie manier om dit te verduidelik is dat, jy weet, soos dagbreek wat breek voordat die son actually heeltemal opkom, is dat die lig is reeds 'n werklikheid. Die lig is reeds 'n werklikheid. Ons sien nog net nie die son nie, maar jy sien al klaar die lig. Jy sal al klaar dat dit lig word en dan sien ons die son. En net so, hy's besig om goed nuut te maak, maar dan sal ons die volheid daarvan beleef. Net vandag, ter afsluiting, net dink ek wat belangrik is dat ek en jy moet besef dat wanneer die Here sê maak alles nuut, bedoel hy alles. Bedoel hy alles. En wanneer ons praat oor alles, kom ons zoom 'n bietjie in ons lewens in. Ons verhoudings, ons trauma, sisteme, stede, nasies, ons harte, ons huise. Die Here wil alles kom nuut maak, ons siel, ons samelewing, ons gedagtes, ons maniere van goed doen. Hy wil alles kom nuut maak. Hy wil alles kom nuut maak. En ek dink dit is so belangrik, Matteus 6 wat sê, u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom, u wil geskied, soos wat dit in die hemel is, so ook hier op aarde. En dit is hoekom vandag wil ek vir jou sê, die kerk bestaan. Die kerk bestaan nie om mense bymekaar te trek, om hierdie wêreld te ontvlug nie. Die kerk bestaan om sy vernuwing aan te kondig. Om sy vernuwing te verklaar, om sy vernuwing te kom tentoonstel in hierdie wêreld en dit aan te kondig, sodat mense in dit kan inbeweeg en Christus kan ontdek in hulle lewens. Die vraag is, wat vra hierdie van jou en my? Dit vra dat ek en jy sal oorgee. Dit vra dat ek en jy diensbaar sal begin word in God se koninkryk. Diensbaar sal word na hierdie koning. Ons self sal onderwerp aan sy gesag en sal kom in 'n plek waar ons sê, Here, U is die koning van my lewe, dat ek sal in hierdie mederwerkerskap saam met die Here sal inbeweeg. Dis hoekom Filippense 2 skryf Paulus, vers 12-13, hy sê, luister, jy werk jou redding uit. Jy weet, werk jou redding uit, hierdie redding wat jy beleef het, jy moet dit uitwerk. Sê 'n ding dat God het, Jesus jy kom red, maar nou is alles verander en alles is nou net mooi. Nee, you have to work it out. Jy moet dit in werking sit in jou lewe, want dit is God wat in jou gewerk het. Hy werk in ons harte, but you have to work it out. Jy moet sê, wat is die effek hier, wat is die implikasie hiervan in hierdie area van my lewe, in hierdie area, en jy gaan deur jou hele lewe, en jy stap in 2026 in met die wete, dat luister, God wil goed nuut maak in my lewe, maar ek kom gee oor. Ek dink dis hierdie hele gedagte van dat ons baie keer wil ons so
bereik, sekere goed bereik vir die Here, miskien gaan hy beter voel oor my, miskien gaan hy goed kom niet maak. Nee, hy het reeds alles kom niet maak. Dit is reeds daar in sy troonkamer, hy is besig om die goed te earth, en as ek daai woord kan gebruik, is besig om dit te laat plaasvind in jou lewe. Ek en jy moet in 'n plek kom waar ons ontvang. Ons besef, dis daar, ek is 'n nuwe skepsel. Kom ons stap in dit in. Kom ons wees diensbaar in sy koninkryk. Kom ons onderwerp ons aan dit wat die Here vir ons vra. Kom ek sê vir jou dit, is dat God initieer, en ek en jy besluit of ons saam met hom werk, of ons nie saam met hom werk. Dis waar dit gaan. En om onsself bietjie half in hierdie nuwe jaar wat voor ons lê, miskien ook die woord te toets, miskien moet ons ander vrae vra. Miskien kan jy op 'n plek kom waar jy anders te vra, waar jy sê, Here, nie net wat moet jy kom regmaak nie, my huwelik is dalk val uit mekaar het, of my verhoudinge met my kinders, of wat dit ook al mag wees, maar Here, wat wil u kom transformeer? Waar wil u kom nuut maak? Waar wil u kom restoreer? Waar wil u kom die nuwe inbring? Die nuwe manier. Kom inbring, nuwe manier ook hoe ek na hulle moet kyk, of hoe ek hulle moet hanteer, of hoe ek met hulle moet praat. Wat is die nuwe wat u koninkryk wil kom in usher? Ek dink dis 'n Engelse mooi woord. To usher in the kingdom. Wat u wil in usher deur my, in my huwelik, in my verhouding met my kinders. Dis net 'n paar voorbeelde. Miskien moet jy vra, Here, waar is daar oorgawe nodig? Waar moet ek oorgee? Where do I have to surrender? In plaas van om nuwe strategieë en my eie nuwe plannetjies te hê, kom jy op 'n plek en sê, Here, ek besef, ek kan hierdie alleen doen nie. Ek het u nodig. Ek het u nodig om my te help. Hierdie medewerkerskap, wys vir my waar u besig is om nuut te maak, sodat ek dit wat u vir my vra, kan in-usher in hierdie plek en kan sien dat u die nuwe bring in my lewe. C.S. Lewis, ons almal ken van sy goed en wat hy skryf. Ek love net hierdie gedeelte wat hy skryf. Sê God became man to turn creatures into sons. En hierdie woord sons is in die Nuwe Testament praat hy van dat we are sons of God. Dis nou ek en jy, vrouens jy ook. Dit praat eintlik van die Griekse woord goios wat beteken erfgenaam. Erfgenaam. He turned creatures into heirs. Not simply to produce better men, but to produce a new kind of man. En dis die ding, dat God het gekom, mens geword, om ons te verander, om ons te kom vernuwe, nuwe skepping te maak, 'n nuwe manier, 'n nuwe skepping wat sy koninkryk tentoon gaan stel in hierdie wêreld. En dis my gebed vir jou, vir hierdie jaar 2026. Mag jy die heerlikheid van die Here, die koninkryk van die Here, die heerskapheid van die Here, die nuwe wat dit bring, kom tentoonstel in jou lewe. Mag jy die draer word van die heerlikheid van die Here. Mag jy die draer word van die nuwe lewe. Alles wat hy nuut bring in my lewe, na hierdie wêreld. En mag jy dit beleef in jou huis, mag jy dit beleef in jou werk, en mag jy dit beleef in jou gemeenskap, daar waar jy betrokke is. Dis my gebed vir jou. En my hart vir jou is dat die Here jou sal seën in alle areas van jou lewe, soos wat jy ontdek die nuwe wat die Here kom bring. Want saam met dit beleef ons die guns van die Here. Saam met dit beleef ons die blessings van die Here in al die areas van ons lewens. Mag die Here jou seën en mag jy 'n goeie 2026 hê. En kom ons eer hierdie storie van die koning wat vir ewig sal heers.